aan die gemeente. Ek wil vanoggend met u gesels oor iets wat baie relevant is en in die gebed en in die opening vanoggend het Pastor Dion daarvan gepraat. En dit gaan oor die swaar kry van die lewe. Kan iemand sê dankie Vader, ons gaan 'n bietjie daaroor oppraat. Oor die swaar kry van die lewe. By die feit bly staan, die Here het gesê ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En ek het al vir u gepraat ook dat die Here sien hierdie huis wat ons in bly hier op aarde as 'n tentwoning, 'n tydelike blyplek, nie 'n permanente blyplek nie. Jesus het die permanente blyplek vir ons gaan voorberei en hy sal ons kom haal om vir ewig en altyd saam met hom te wees. En nou u wat 'n camper is, weet, dis lekker om uit te sien, jy gaan kamp die naweek. Wat gaan julle doen? Ons gaan kamp hierdie naweek, maar so 'n week of 2, as jy gekamp is, dan ons gaan na huis toe gaan, jy weet. En die vrou sit in boek lees en stories kyk en die man moet uitvee. Nee, dit is daarom nou nie so nie. Ek weet nie. Ek weet nie of dit so is nie, want ek is nie 'n camper nie. So ons is tydelik hier en alles wat gebeur in hierdie wêreld. Maak nie saak of dit 'n siekteaanslag of 'n ekonomiese aanslag of wat ook al die geval mag wees. Die Bybel sê die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. En al daai dinge raak ons. Al daai dinge. Ry 'n rukkie terug met COVID, jy weet, het ek ook met die virus opgeskeep gesit. En vandag nog kan ek nie behoorlik ruik nie. Dis werklik waar so. Want ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Daar is sekere dinge wat jy graag wil ruik. Nie rose nie, maar 'n braaivleisvuur. Dus ek kan hom nie ruik nie. 'n lekker gebraaide steak, ek kan hom nie ruik nie. Of gebraaide eie saam met die steak, ek kan dit nie ruik nie. Maar ek weet hoe hy smaak. Maar ek weet dat daai reuk bring ons iets ekstra by die smaak ook, is dit nie waar nie? En help my vrou vra hoe ruik ek nie, want ek kan haar nie ruik nie. Jy weet, so ek het opgegee met dit. Maar jy weet, dit is omdat ons in hierdie wêreld, moet nooit vergeet dat die Here het jou nie afgesonder dat niks met jou gaan gebeur nie. Die Here het ons uitgesonder om lig in die duisternis te wees. Onthou dit. Daar is sekere dinge wat ons moet doen, sodat ons sal in besit neem. Maar ons moet dit doen. Daar's 'n verskil tussen jy moet dit doen en ek het dit gedoen. Ek moet as ek terugkry Hartbeespoort dan aan die linkerkant van die pad ry. Ek mag nie by sperstrepe verbygery nie. Nou kan raak nie wat die Here se beskermers oor die hele gemeente beheer sal beskerm. Ek gaan nou 'n bietjie aan die regterkant ry, jy weet. Of ek gaan by hierdie sperstreep verbyry. Hey, maak nie saak hoeveel dae jy gevas het nie. As ek nie doen wat die Here gesê het ek moet doen nie, dan sal hy nie. Onthou dit altyd hoor. Ek sal eendag 'n bietjie hier kom praat daaroor. Die 3 dinge wat belangrik is in sukses. Maar ek wil met u praat oor daardie ding, die swaar kry van die lewe. En op 23 Oktober 1983 het 'n selfmoord individu op 'n bomaanvaller met 'n vragmotor vol bomme, vol ontplof, plofmateriaal, noem dit maar plofstof, in daardie gebou by 'n gebou ingery daar by die Beirut lughawe in Libanon. Nou daardie gebou is eintlik 'n hangar, 'n groot hangar, was 'n hele paar duisend Marine Korps gewees wat deur die Verenigde Nasies gestuur is om vrede te gaan hou daar in Libanon. Toe daai bom ontplof is 240 op slag gedood en honderde ander is ernstig beseer. Dit het gebeur. En die bevelvoerder van hierdie Marine Korps het toe na Duitsland toe gaan, want al die beseerdes is toe vervoer na Duitsland vir brandwonde en al daai tipe gespesialiseer in daai tipe beserings. Arms is afgeruk en bene is afgeruk. En ek dink is 'n generaal of 'n kolonel of wat ook al, Paul Kelly, het dan sy beseerde soldate gaan omsien daar in die hospitaal in Duitsland. En hy het deurgeloop deur al daardie, hulle die hele wing of 'n hele afdeling afgesonder vir hierdie hele paar honderd, miskien meer as 1000 soldate. Nou was een man gewees, korporaal Jeff Nashton,
wat daar op 'n bed gelê het. Arm was afgeskiet, sy longe het skade gekry, het geweldige brandwonde opgedoen. Hy kon nie praat nie as gevolg van al die pype om sy longe te dreineer en om kos in sy maag te kry, dat hy net kan oorleef. Hierdie man het eintlik daar half op sterwe gelê. En hierdie generaal, hierdie Paul Kelly, het langs sy bed gaan staan en met hom gepraat. En Corporal Nash het toe met sy een hand beduie hy wil iets skryf. Hulle gee toe vir hom 'n pen en 'n stuk papier. En wat hy toe skryf op daai stuk papier is die volgende woorde: Semper Fi. Dis al wat hy geskryf het. Semper Fi. 'n man wat daar lê, besig om te sterwe. Sien nie, kyk agter my ma, kyk agter my pa of my vrou se naam of wat ook al, geval nie die belangrik is nie, maar wat hy geskryf het, is Semper Fi, 'n Latynse uitdrukking, wat eintlik vir ons die volgende beteken, en daar is dit. Dit is die lese van hierdie Amerikaanse Marine Korps. Hulle lese, hulle kern uitroep, Semper Fi, as hulle mekaar ontmoet het, Semper Fi, as hulle uit mekaar uitgaan, Semper Fi, sê hulle vir mekaar. En die betekenis hiervan is kortliks, always faithful, always loyal. Dis wat dit beteken. Always faithful and always loyal. Nou, hierdie soldaat is 'n perfect, het hy ook op 'n sterk, loyale, onderliggende krag tussen mekaar. Daardie krag wat hulle staande hou, wat hy beteken, ek is hier vir jou, Dion, en ek weet jy is hier vir my. As hulle in die oorlogsveld ingegaan het hulle mekaar gekyk en sê, Semper Fi. En die antwoord van die ander daar was, Semper Fi, ek is hier vir jou. Ons is een in hierdie stryd en ons gaan deur. 'n sterk, loyale lewenswyse, asook die band van vertroue tussen daardie soldate. Semper Fi. Die hele woord is Semper Fidelis. Maar het hom uitgeroep, Semper Fi. Altyd loyaal en altyd getrou. En dit is hoe hulle teken of hulle borswapen, wat noem hulle hier soldate, wat noem jy daai? Dit is nie 'n badge nie, dit is 'n kenteken wat so gelyk het, en daar kan jy sien, Semper Fi. Daar staan. En wat is dit, ek wil vandag vir jy sê, afgesien van die pyn wat daai soldaat verduur het hy nog steeds toegewyd bly as 'n soldaat in die Marine Korps. Ons is soldate in God se Marine Korps. Daarom sê hy ook vir ons, altyd loyaal, altyd getrou. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die bose. Dis wat die Here eintlik ook aan elkeen van ons vandag sê, is daardie woorde, daardie uitroep wat hy sê, my kinders, Semper Fi. Bly altyd getrou, bly altyd loyaal. Maak nie saak hoe dit met jou gaan, of wat met jou gebeur nie. Bly loyaal aan die woord, bly getrou aan daar wat die Here jou geplaas het, bly getrou in jou kerk, bly getrou in jou werk, bly getrou in jou besigheid, doen wat die Here wil hê jy moet doen, afgesien nie teenstaande enigiets, Semper Fi. En ek dink in 'n neut tot dis wat Paulus gesê het 'n paar oomblikke voordat hy sy kop afgekap is. Hy het gesê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het my wedloop voleindig. Ek het die geloof behou. In Latyn sou dit miskien gewees het, Semper Fi. Weet ons lees in die Bybel, daar in Hebreërs, lees ons van geloofshelde, wat deur die Here God uitgelig word. Hy lees daarvan, hulle is gestenig en in stukke gesaag. Hy praat van ons mede broers en susters.
Al is hulle nie hier nie, hulle was reg van die begin af deel van ons. Deel van ons is 'n gevegsfront van die Marine Corps van die Koninkryk van God. Hulle is in stukke geslaag, doodgemaak, van het rondgeloop in klere van skaapvelle en bokkevelle. Hulle het nie kos of klere gehad het, mense het hulle vervolg, gepynig en mishandel. Hy gaan verder en hy sê, hulle het nie kos en klere gehad het, mense het vervolg by daar, hulle het soos vlugtelinge in die woestyne en op berge rondgedwaal en in grotte en gate in die grond gewoon, eintlik weggekruip. En dit word opgeteken in die annale van God se Semper Fi. Hierdie was loyale, getroue soldate. Hy eindig nie daar nie. Hy sê, ten spyte van alles wat hierdie manne en vroue deurgemaak het, dat hulle lewe geneem is, ten spyte van die stryd wat hulle in die gesig gestaar het, die probleme waarmee hulle gekonfronteer was, is 'n Semper Fi. Altyd loyaal en altyd getrou. En ons roeping en ons uitdaging hier op aarde is om afgesien van alles of enigiets wat met jou gebeur, of het nou siekte toestand is, of wat ook al die geval mag wees. En ek glo as ons vandag kon getuig hier onder mekaar die slegste wat met jou gebeur het, en dalk is jou nou besig na die slegste tyd in jou lewe. Is die Here se uitroep ook aan jou, my kind, Semper Fi. Nie dat ons gewoond moet raak aan hierdie probleme nie. Maar Semper Fi beteken in die eerste plek, vir ons as kinders van God, wat deel uitmaak van sy weermag, beteken, bly loyaal in hierdie geveg, wat julle worstelstryd is teen die vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lug. Staan dan vas julle lyne by die waarheid om God. Die God van vrede sal die Satan onder jou voete verbrysel, alleenlik as ons Semper Fi loyaal bly. En as er nou een ding is wat ons geërf het van die Israeliete, is dit om te kla. Hulle sien die grootste wonderwerke wat plaasgevind het. Hulle sien hoe die see voor hulle opgekloof het. Hulle het nie 'n volbaai voor nodig om deur te gaan nie, want hulle het droogvoets deur gegaan. En toe hulle terug toe sien hulle hoe daardie strydwaans van die Egiptenaars se soldate begin vassit en hulle begin probeer in die perde se voete sak in hierdie watermassa in en die volgende soep. Afgesien daarvan, kom hulle by 'n plek waar die water nie lekker was nie. En die woord sê hulle begin murmureer teen Moses en God. Toe begin hulle kla, man, hierdie manna is nie genoeg vir ons nie, man, is net brood. Ons was gewoond aan wat lemoene en prei en komkommers en avokado pere en wat nog, noem 'n paar op van lekker toasties en lekker beesmelk en hier kom ons dan al wat ons kry is hemelbrood. Wow. Die Here sê vir 'n maand lank sal 'n kwartel stuur, dit sal by julle tande vas. Julle sal verstik aan die vleis. Hulle het net 'n maand kwartels geëet. Net vir 'n maand. Die res van die tyd, 40 jaar, hemelbrood. En enige iemand wat op 'n dieet wil gaan, man, daai hemelbrood sou vir jou maar gemaak het, sodat jy nie kan glo nie. En nie net maar gesond kan maak het. Amen. Ja. Dis so klaar. En murmureer hulle. En op 'n stadium het die Here gesê, Moses staan 'n bietjie ontsy. Maar Pastor Dion staan op sy. Ek gaan hierdie mense, ek gaan hulle met die weerlig tref. Dit wat hy gesê, staan op sy Moses. Ek gaan al hierdie Israeliete met die weerlig tref. Ek gaan hulle dood. Hulle lyke sal hier in die woestyn vergaan. En arme Moses, sodat enige goeie pastoor in die gemeente, die Here, nog net 1 maand. Nog net 1 jaar. As dit nie vir ou Moses was nie, was daar nie 'n volk Israel nie. Dink bietjie daaraan. Hoekom?
omdat hulle gemurmureer het, omdat hulle gekla het. En so kan ons so kla oor alles. Kla oor die regering. Ons kla nou nog oor PW-bote wat ons uitverkoop het. Kan iemand sê ouch? Ons kla nou nog oor baie dinge. Die goeie ou dae. Daar's net een lied wat my in die goeie ou dae laat dink, is bring my die ou tyding. Die boodskap van God se bevryding. Want daardie tyding het ons iewers verloor en ons begin kla oor allerlei dinge. En ons soek mense om te luister na ons klaagliedere. En as jy iemand gekry het wat luister na jou, dan praat jy, papa, dan praat jy. Maar volgende Sondag as jy hier, almal wat probleem is, dan staan almal hier voor. Dan hande opgelê word. Maar as jy daar uitstap, ek weet daarom nie. Hierdie krieg van my wil nie gesond word. Maar ek het net daar gestaan. Hierdie regering, broeder, gaan nie 'n beter regering in Suid-Afrika kom nie. Kom ek sê dit nou vandag. Maar die woord van God sê, sy kinders moet begin bid vir haar regering, sodat daar vrede in die land kan wees. So die onrus in hierdie land is as gevolg van die kerk. Ons bid nie meer nie. Ons kla te veel. Hy sê, bid vir hulle, maak nie saak wie hulle is nie. Moet hulle nie bid om tot bekering te kom nie, maar bid vir hulle. Verwys dit en verkrag, want daardie krag, ons moet nie die geesteswêreld onminag nie. Moenie dit wat God kan doen, en hy doen die dinge so wat ons graag wil hê, hy moet dit doen nie. Here, as daar net 'n geesvervulde bekeerde man ons president kan wees, ek wil sê net 'n paar maande gaan hy net soos Zuma wees. Ag, nie soos Zuma nie. Wie is die ander ou? Ramaphosa. Hy sê, maar bid vir hulle, sodat daar vrede in julle land kan wees. En ek wil vandag vir die broeders, susters, jy's dalk 'n victim van alles wat die regering uitgespreek het. Jy is dalk 'n victim van regstellende aksies. Jy is dalk 'n victim van, wat is die ander ding? Grondgryping en al daai tipe. Begin vir hulle bid en God gaan jou seën. Dis wat die Bybel sê. Maar ons kan op 'n braaivleis 4 sit en 2 ure lank praat. Ja, met 'n kasel in die hand en 'n klipdrif op die tafel. Oor hoe ons die land sal kan red. Ek ken mos al die liedjie, Dellarey, sal jy die boere kom vry? Nee, sorry, kom, sal jy die boere? Sal jy die boere? Sal jy die boere kom, lei skies vir daai, hoor. Sal jy, Dellarey. Broeder, daar is nie 'n Dellarey op pad nie. Die verlossing lê in ons harte, hoe ons gaan optree met al die dinge wat gebeur, met alles waarin ons, hulle is in hierdie wêreld, Here, maar hulle is nie van hierdie wêreld nie, maar julle moet lig wees wat skyn in die duisternis. As hierdie gemeente 'n gebedssessie begin handhaaf, Pastor Theo, om te bid vir die regering, gaan dit dalk nie landwyd verander nie, maar Koster gaan verander. Want hulle het gedoen wat God sê hulle moet doen. So kan ons kla en murmureer. Ek het al vertel van jou tannie, né? Hey, ek het gemurmureer en gemurmureer voor die Here met murmureer, maar niks wil gebeur nie. Hou op murmureer, sussie. Ek het al vertel van ek was ook die victim van regstellende aksies en een dag het ek 'n groot salaris verloor. As op my geestig gesteel. Hey, en ek wil almal doodmaak. Ek het met die kar gery daar by Diepsloot verby Dion, dan wil ek almal te man en 'n vrou doodgery het. As die Here my nie gehelp was vandag nog, help was ek Louis Liebenberg se tronkselmaat. 3 dae het ek myself so jammer gekry. En die grootheid van God bevraagteken. Tot my vrou kom sê, practice what you preach. En tot en met vandag toe, kon ek nog steeds 'n victim van regstellende aksie gewees het, want is nog steeds daar, maar ek is 'n victor.
Die Here kan nie 'n victim iets mee doen nie, maar met 'n victor, hey, hy is met jou, hy sê, gaan hier in die vuur, ek is met jou, swem hier in die rivier, ek is met jou. Ek sal die Satan onder jou voete verbrysel, sê die Here, maar as jy 'n victim is. Miskien trap ek op iemand se tone vandag, maar weet jy, dis nodig. Dis nodig. Semper Fi, sê die Here. Altyd getrou, altyd loyaal. Ek gaan aan. Daar sê, waar was ek nou gewees? Nie sommer die lof van die Here, ja, daar sê, wat wil ek nou volgende gesê, daar sê, ja. Matteus 25:1 dan, wel gedaan, mag dit die uitroep van die Here elke einde van die dag vir jou wees. As jy terugkyk, en sê, Here, vandag het ek baie probleme oorwin. Here, vandag het ek op baie slange en skorpioene getrap. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld, dan sê die Here vir jou, wel gedaan, uitstekend, jy's 'n goeie getroue dienaar, op wie ek kan staat maak. Jy weet, ons lees, as jy dink jy het probleme, lees bietjie saam met my, wat die Israeliete ervaar het, totdat hulle God begin aanroep het. Kyk daar. Die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry, en ek dink daar is magte van duisternis wat die oorhand oor Suid-Afrika gekry het. Kan nie sê amen. Dis nie 'n vraag nie. Dis nie eens 'n dispuutpunt nie. Dis 'n feit. Dis 'n feit. Jy kan die sleepsel daarvan oral sien. In ons skole, in ons universiteite, is die studente hier vandag. Een of ander universiteit, kan ek jou anders sien, is hier 'n student. Dit gaan verskriklik in ons teen nie. Hulle het die oorhand gekry, en hulle moes vir hulle slote en gate grawe op die berge as vestings om weg te kry. Broeder, ons moet wegkruip elke aand. Ons moet ons deure sluit. Ons moet ons voertuie sluit. Ons moet die vensters toemaak. Ons moet kameras opsit. Ek sê nie, hierdie dinge moet nie gedoen word, ons moet dit doen. Die Here sê, doen wat jy kan doen, en ek sal die res vir jou doen. Ons sit presies in dieselfde situasie. Hy gaan verder, en hy sê, want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete, die Amalekiete, die kinders van die ooste teen op, en slaan laars op en verwoes die opbrengs van die land, en laat hulle geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Kyk bietjie na die squatterskampe vandag. Ek praat nie net van ons swart squatterskampe nie, want as kinders van God wat ook deel is daarvan, wat ook verdruk word en onderdruk word en beroof word en besteel word. Maar van ons mense, plakkerskampe, wat niks oor het nie. En dit raak net al hoe meer en meer en meer. Ons lewe in die tyd van rigters vandag. En as jy verhoging kry by die werk, dan vat oom SARS 'n bietjie daarvan vir hom. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Dit moet so wees, want ons moet regering sê, ons moet polisie sê, ons moet verkeersmanne hê, ons moet skole hê, ons moet daardie dinge hê. Verstaan nie wat ek probeer sê? Ek gaan nie klaar daaroor nie. Right. Ek het hierheen gesê, né? Daar sê, waar is ons nou? Ook druk die verkeerde knoppie. Hulle het met hulle vee en tente opgetrek en gekom so sprinkane in menigte. Hulle kamele was ontelbaar, so het hulle die land ingekom om dit te verwoes. Broeders, as ons nie begin bid nie, gaan ons land verwoes. En dit is nie net ons land nie. Ek kom daagliks in aanraking met swart mense en bruin mense wat die Here dien, wat bang is vir hierdie dinge, wat wonder wat ons moet doen, want hulle ly ook daaronder. En die Israel deur die Midianiete baie arm geword. Maar, ek is so bly vir daardie Afrikaanse woordjie. Maar, die kinders van Israel het die Here aangeroep. Moenie bid vir 'n nuwe regering nie. Want hulle gaan presies doen wat die huidige regering doen. Bid vir vrede. Bid dat die Here gedagtes sal verander. Roep gedagtes tot gehoorsaamheid, wat die Here God sê, want dan sal daar vrede wees.
Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit. Nou hier gebeur iets baie ouliks. Dit was nie Samson, wie was dit hier? Gideon, ekskuus. Kom ek doen, Samson. Gideon, hy staan daar in 'n parskyp, hy kruip weg. Met die bietjie wat hy oor het, en hy slaan daar die koringkies uit, wat vandag gaan hulle broodkoek bak en môre het hulle niks oor nie. So daar was die laaste kos wat hy daar uitgeslaan, daarom kruip hy weg. En hoor wat gebeur hier. Toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die party offer, terwyl Gideon koring uitslaan, om te beveilig deur die Midianiete. En ons sit in daai selfde posisie vandag, is dit nie waar nie? Jy moet hier 'n bietjie waarmee jy het om te oorleef, omdat jy weet wat môre gaan gebeur nie. Maar hier gebeur iets wonderliks, wat ook kan gebeur met jou en my, want hierdie storie in Rigters is ook ons storie vandag. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, en ek glo hierdie diens is nie ek nie, maar die engelgees van God, wat verskyn aan elkeen hier van ons, en hy praat nie oor jou verleentheid en oor dit wat jy verloor het nie, hy praat nie oor jou hartseer, jou pyn, jou ellende nie, hoor wat sê hy vir hom, en hy sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. Dis sal weer die Hebreëus van daardie taal, is 'n geweldige uitdrukking. Dis nie, die Here is met jou, dapper held. Ja, daai engel het gesê, die Here is met jou, dapper held. En kyk sy reaksie. Die Here gaan, die Here gaan verder, voor hy daarby kom, hy kla oor sy lot, hy sê, Here, wat het van hierdie vader geword, hierdie Here geword, waarvan die praat, waarvan ons paas, en ons maas, en ons oupas, en ons ouma's, ons vertel, wat het van al sy wonders geword, het nie dat so al gebid, wat het van God se wonders geword? Die Here gaan nie eens antwoord daarop nie. Hier is die meer niet, ons het niks oor nie, ons is verarm. Jaar na jaar gaan het so aan, en hy gaan aan, en nou Gideon praat, en nou Gideon praat, en nou Gideon praat, en die Here antwoord op, hy gaan nie 'n gesprek met hom daaroor nie. Hy praat eens met hom daaroor, hy antwoord hom nie eens daarop nie. Toe hy gevra het, wat het van hierdie God geword, waarvan ons gehoor het? Hy sê nie, ek is hierdie, hy sê van die volgende, toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou, en verlos Israel uit die hand van die Midianiete, is dit nie ek wat jou stuur nie. En weer eens begin hy kla. Gideon kla weer eens, weet hy praat weer, gaan lees maar daai gedeelte hoor. En die Here gaan nie in 'n argument of in 'n retoriek, 'n geselskapie met hom aan, ja, jou broer, jy pla nou, jy weet ek moet kyk my denim, ek het 'n kol op my denim. Dis toevallig die enigste broek wat jy kan dra. Al het jy 'n kol, hy lyk nog steeds netjies, nee. Is dit nie waar nie? Want daai ou wat denim uitgevind het. En hierdie denim het ek nog gekry toe ek vanoggend op pad geëet het hiernatoe. Ek bedoel hierdie kol op die denim. Maar hoekom het ek daarby uitgekom? Ja, jy weet ja, broer, jy dink jou denim is vol kol, ek kyk dit in my denim, jy weet. Die Here antwoord nie eens daarop nie. Hy gaan nie in 'n gesprek, die Here sal nie met jou in 'n gesprek gaan oor jou verleenthede en jou probleme nie, want hy klaar die oplossing geproklameer, kan jy sê amen. En ons weet wat daar gebeur het, né? Toe Gideon bang gedoen het wat God gesê het hy moet doen. As dinge wat ons moet doen, maar ons kan dit nie doen, as ons nie ophou kla nie. As ons nie, help nie, roep die Here aan, en jou volgende tree wat jy gee, is weer memoreer, waar is die hier? Hy kry maar so 'n geestelike klank by, né? Ek klink amper so voor hom. Memoreer, Here, Here, die probleem, ek het my werk verloor. So gee ons om 'n geestelike kleur. Die Here stel nie eens belang daarin nie. Hy praat met my, hy sê, gaan in hierdie krag, waarmee ek jou stuur. Gaan in hierdie krag. Ek het agterkom in my lewe, en ek is al 'n paar jaar oud hoor. Ek lyk net 'n bietjie jonger as pastoor Theo, maar ek is 'n paar jaar oud al. Wat ek gesien het, klaar, het geen probleem nie. Ek het mos al vertel van Delforno, né? Het ek julle vertel van Delforno? Daar's 'n plek in Hartbeespoort dan met die naam van Delforno.
Hulle verkoop die lekkerste pizzas, hoor. Ek dink daar is maar oralste Delforno, maar Hartbeespoort se Delforno. En weet jy wat, as ek nou Lende Lam voel soos 'n Gideon, ek skud hierdie ou bietjie uit, jy weet nie wat gaan môre kom nie, kry myself jammer, alreeds gaan ek Delforno toe. Nou die eienares van Delforno weet al, sy vra vir my, is dit 'n Delforno oomblik, of is jy hier met 'n ander gees? Kyk, regtig. Dan sit ek daar, en ek sit sommer my rug na die deur toe, hier teen die muur vas, ek ken mos daai sitplekke wat teen die muur vas is, jy weet. Praat ek met myself, nie eens met die Here nie, ek bestel 'n ou klein pizzakie, en 'n glasie wyn, en ek kry myself jammer terwyl ek dit eet, jy weet, en dan besef ek, maar dit gaan my niks help nie. Ons het almal Delforno tye, maar moenie tent opslaan in Delforno nie. Kry jouself jammer vir 'n paar oomblikke, dis reg, dit is emosioneel, ons moet daardie regte woord is katarsis, ons moet dit uit ons uitkry, kry jouself jammer, moet nie kla by iemand anders nie. Kry jouself jammer en sê, hier weet net, jy weet, en so, maar as jy daai pizzakie klaar geëet het, voor die sooibrand kom, moet jy daar opstaan en by die slang trap. Moenie jou Delforno oomblikke 'n tent maak of 'n huis maak nie. Moet dit nie begin geniet nie, want weet die mense op 'n plek gekom, ek praat van ons kinders van die Here, hulle hou daarvan om jammer gekry te word. Anders sal hulle my toe kom sê, bid net vir my, Pastor Dion, ag asseblief my broer, bid net vir my. En dan sal hy daar weggaan, jy weet, en hy sal, my broer, bid net vir my. Ek ken jy nie, maar ek het hierdie probleem, bid net. Hoor jy wat ek sê, broeders? Toets jouself vandag. Goed, ja. En as daai persoon kom, ook dan hier, hoe my bid, dan moet jy net jou probleme vir my vertel. Ek wil nie na jou probleme, jy moet luister na my probleme. Ek moet na jou luister, maar na die diens. Broeders, verstaan nie wat ek probeer sê. Verstaan nie wat ek probeer sê. Hy sê, gaan in hierdie krag van jou. So wat se krag het jy? Kry daai krag van God. Dit is klaar in jou. Jy hoef nie te bid vir krag nie. Jy het dit. Jy het dit. Die Heilige Gees is klaar in jou. Al wat jy moet doen is wakker dit aan, sê Paulus vir Timoteus. Hy sê wakker daardie gees, blaas daardie kole wat besig om dood te vloei, blaas dit aan die brand, dat die vlamme begin brand en dan gaan in hierdie krag van jou. En taksai soendribos, voorwaarts mars, en die Satan sal jy onder die voete verprys, dit wat dit beteken in Grieks. Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Sal jy sê amen, steek jou hand op en sê amen. Hoekom sê die Here dit? Want daar is oorwinning vir jou. Jy moet dit van, die dief het gekom, maar ek het gekom sodat jy lewe in vrede kan hê. En net jy kan hy kan verander en sal hê toe. Hy gaan verder sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jy die kroon van die lewe gee. Die swaarkry van die lewe is 'n uitstekende geleentheid vir ons om ons getrouheid aan God te openbaar. Jy kan gerus 'n foto neem van hierdie ene. En jy kan gerus daarna kyk telke male. Die swaar kry in jou lewe is 'n uitstekende geleentheid vir ons om ons getrouheid aan God te demonstreer. Kan jy sê amen? Ek dink is in Jakobus, pastoor, jy is die pastoor hier, wat sê, wees bly wanneer jy deur allerlei versoekinge gaan. Is Jakobus, né? Semper fi, sê die Here vir jou. Jy behoort aan 'n marine korps, goed opgeleid deur die woord van God, met die beste wapens tot enige ander mag se beskikking, met alles wat jy nodig het. Die gordel, die swaard van die skild van geloof, die helm van verlossing, die skoene aan jou vrede om my pad van oorwinning te leef. Nou die broers van hierdie semper fi is eintlik 'n baie kragtiger uitdrukking. Dit is daardie tamid na ene, wat beteken wees altyd, sonder ophou, elke tree, nie teenstaande, ongeag enige iets getrou.
wees altyd, nie teenstaande elke tree, elke sekonde, nie teenstaande enigiets, wees loyaal. Semper Fi. Wil jy dit nie saam met my sê vanoggend nie? Sê dit saam met my. Semper Fi. Sê dit hardop. Semper Fi. Sê dit vir jouself as jy by die huis kom. Kyk in die spieël en sê dit Semper Fi. Semper Fi. Jy moet dit so kragtig sê dat jy eintlik lief raak vir jouself. Semper Fi. Here, ek bid vir elke soldaat in hierdie gebou. Elke soldaat wat u toerus en wat u vandag voorsê, jy my kind, jy my seun, my dogter, gaan in hierdie krag van jou. Semper Fi in Jesus naam. Amen. Dankie.